in hierdie video gaan ons gou die eksponensiële vergelykings doen. Ons gaan die volgende paar, daar is nommer 1 tot 6 en ons gaan 7 tot 12 ook alles in hierdie een video doen. Alright, onthou asseblief in die opsommings is al hierdie stap vir stap baie mooi uiteen vir julle gesit met die antwoorde en alles. So julle kan dit net daar gaan kry. Alrighty, let us go. So wat hier gebeur, julle sien ek het my x en dan hierdie x wat in 'n wortel is, word eintlik uitgehaal, dan is dit 'n 1 op 3. So dis 'n x tot die mag 1 op 3, my 81 los ons net eers daar. Ons kyk wat gebeur. Nou wat gebeur hier is eintlik soos wat daar vir ons geleer word in graad 8 om te sê, wanneer ek sê x tot die mag 3 maal met 'n x tot die mag 5, is eintlik 'n x tot die mag 3 plus 5 en dit gee vir my 'n x tot die mag 8. Okay. So wat hier gebeur is, daar staan eintlik 'n 1. So wat ons sê is 'n x tot die mag 1 plus die 1 op 3 gee vir my 'n x tot die mag 4 op 3 en dan my 81 kan ek shift fact as 'n 3 tot die mag 4. Okay. Nou wat moet julle asseblief net nie in die strik trap om net vir my te gaan sê die resiprook. Ek hou van die resiprook metode, dis 100% fyn, maar wat jy asseblief moet onthou, wanneer jy jou resiprook vat en my noemer is 'n ewige getal, so daai ouetjie is 'n ewige getal, kyk gou wat gebeur, hulle gaan baie mooi uitkanselleer, maar jy gaan moet sê jou antwoord is dan 'n plus of minus 3 tot die mag, daai 3. So my antwoord is plus of minus 27. Dit gaan alles daaroor wanneer jou resiprook se noemer 'n ewige getal is. Dan weet jy moet 'n plus en minus by jou antwoord sit. Dit gaan of jy kan sê wanneer jou eksponent se teller 'n 4 is of 'n ewige getal is, dan kan jy hom plus en minus. Ek hou maar daarvan om te werk met die resiprook se noemer, dan weet ek moet hom gaan plus minus. As jy nie seker is of jy reg is nie, gaan check hom in jou calculator en kyk wat gebeur. Kyk wat gebeur wanneer ek x 27 maak. Ek druk hierdie ding net so in my calculator in. Ek het 'n derde magswortel van 27 en dan spoeg my calculator vir my 'n 81 uit. Okay. Nou, sê net maar ek maak hom 'n minus 27. Dan gaan my calculator weer vir my 81 uitspoeg, so hy het twee antwoorde, x is plus of minus 27. So moet dit nie daarso laat hulle jou daar vang nie. Okay. Tweede enetjie. Ek love het as hulle dit vir jou gee. Wat hier gebeur is, jy gaan kyk eers wat se tipe eksponensiële vergelyking of uitdrukking hulle vir jou gee. Jy kan sien, hulle gee vir my iets waar my grondtalle plus en minus, en dadelik dink jy, okay, kom ons gaan breek eers op. So ek gaan breek hom op, die oomblik wat daar plus en minus is, 5 tot die mag 1, maal met 'n 5 tot die mag x. Ek gaan nou nog nie my 150 oorvat nie, want ek wil eers kyk wat gebeur. Eerste ding van faktorisering waarvoor jy altyd kyk, is vir 'n algemene faktor. Ek kan sien ek het my gemeene faktor hierso. So wanneer dit gebeur spesifiek by my eksponent en ek het 'n gemeene faktor, dan dink jy dadelik ek soek 'n getal aan die een kant van die is gelyk aan. So gemeene faktor soek ek 'n getal. Ons gaan nou by dit kom waar ek 'n 0 soek. So ek gaan haal my gemeene faktor uit. Wat oorbly is daai 5 tot die mag 1 plus 'n 1, onthou asseblief daai 1, want ek haal 'n 5 tot die mag x uit, is gelyk aan 150. Nou wat ek gedoen, my 5 tot die mag x chill daar uit, 5 plus 1 is 6, en dan kan ek net gaan sê, tik net in jou calculator in, 150 gedeel deur 6, so 150 bo op 6, dit gee vir my 'n pragtige 25. Okay. 25 kan ons mos nou weer gaan mooi shift fact as 5 tot die mag 2 en dan kry ek my antwoord vir x as 2. Okay, dis hoe ons daai enetjie doen. So by nommer 3, wat ons hier sal sien is, ek sien weer 'n eksponensiële uitdrukking of vergelyking met plusse en minusse. So my go-to, dis die eerste ding wat jy gaan doen is jy gaan breek hom op en kyk wat gebeur. So ek gaan breek hom op. Ek het 'n 3 tot die mag x plus 'n 3 tot die mag x maal met 'n 3 tot die mag 1 is gelyk aan 45. Wanneer dit gebeur, dan dink jy dadelik, okay, wel, eerste ding van faktorisering, kyk altyd vir 'n gemeene faktor en dan sien ek het 'n baie mooi gemeene faktor daar. Okay? Ek gaan haal my 3 tot die mag x uit, wat oorbly is 'n 2
plus die 3. Sien julle, ek haal hom uit, so dit is wat oorbly. Is gelyk aan 45. En dan weet ons 2 plus 3 gee vir my 'n 5. So dan gaan tik ek net in 45 gedeel deur 5. So ek kry 'n 3 tot die mag x is gelyk aan 9. 9 gaan jy dan weer shift fact, dan sê ek 3 tot die mag 2. En dan is my antwoord vir x weer gelyk aan 2. Okay, maar hierdie is baie mooi in die opsommings vir julle uiteengesit stap vir stap met wat om te doen en alles wat jy nodig het. Okay, nommer 4. Eerste wat ek weer sien, jy hou net by die reëls. Ek sien 'n eksponensiële uitdrukking waar daar plus en minus is. Dadelik dink ek breek op. So ek gaan my 3 tot die mag 2x opbreek, 'n 3 tot die mag 1, plus 4 maal met 'n 3 tot die mag 2x is gelyk aan 21. En die eerste ding van faktorisering wat jy altyd voorkyk, is vir 'n gemeene faktor. Nou sien ek het my gemeene faktor daar. Okay, dit beteken ek soek 'n getal aan die een kant van die is gelyk aan. So ek haal my 3 tot die mag 2x uit, en wat oorbly is die 3 plus 'n 4 is gelyk aan 21. So nou weet ek 3 plus 4 gee vir my 7, en dan sê ek 21 gedeel deur die 7, so 21 boop 7, dan kry ek 'n 3 tot die mag 2x is gelyk aan 3. Onthou, daar is mos nou eintlik 'n magic 1 daarbo, so dan wat dit net vir my sê, dan sê my vergelyking 2x is gelyk aan 1, so x is gelyk aan 1 op 2. Okay, dis hoe ons dit doen. Right, volgende enetjie. By hierdie een wat ons sien, dadelik met jou brein ingaan, okay, wel my grondtalle is nog nie dieselfde nie, so die eerste ding wat ek sal doen is net gou my grondtalle dieselfde maak. Dit sal 10-1 my go-to wees. Okay, so as ons met dit gaan begin, my 9 kan ek shift fact as 'n 3 kwadraat. In die opsommings het ek vir julle mooi gewys hoe mense dit buite die hakie sit en dan inmaal. Dan kry ek 'n 3 tot die mag 6x plus 4, en my 81 shift fact, hy word 'n 3 tot die mag 4, so ek kry 'n 3 tot die mag 4x plus 12. Okay, en nou is dit baie lekker, my grondtal is dieselfde, daarom kan ek net gaan sê 6x plus 4 is gelyk aan 4x plus 12. Ek vat my x'e oor, dan kry ek 2x is gelyk aan 12 minus 4 is 8, so ek kry my waarde vir x as 'n 4. Dit is ook 'n lekker enetjie. So by nommer 6, weer eens, die eerste ding wat ek hierso sien is plusse en minusse. Dadelik dink ek, kom ek gaan breek dit op. So ek gaan breek hom op, ek kry hom as 'n 3 tot die mag x, maal met 'n 3 tot die mag 1, minus 'n 3 tot die mag x, maal met 'n 3 tot die mag minus 1, is gelyk aan 24 wortel 3. Okay, eerste ding wat jy altyd voorkyk is 'n algemene faktor. Ek kan sien ek het my gemeene faktor daar. So wat oorbly is 'n 3 tot die mag x wanneer ek hom uithaal, bly daar 'n 3 minus 'n 3 tot die mag minus 1 oor, is gelyk aan 24 wortel 3. Nou wat jy gaan doen, daai kan ek in my calculator gaan incheck, maar kom ons sê jy wil dit byvoorbeeld nie doen nie. 3 minus 1 op 3 is gelyk aan 'n 24 wortel 3. Hierdie kan ek in my calculator gaan incheck om te sê wat's 3 minus 1 op 3. Soos ek sê, dis alles in die opsommings baie mooi vir julle uiteengesit. Die opsommings kan jy kry op die link wat by hierdie video is. Dan kry ek hom 8 op 3. Dan gooi ek in my calculator in 24 wortel 3 bo-op of gedeel deur 'n 8 op 3. Jy sê dit gedeel deur 8 op 3. Dan kry ek 'n pragtige antwoord om vir my te sê 3 tot die mag x is gelyk aan, as jy dit in jou calculator gaan incheck het ek gekry 'n 9 wortel 3. Okay, so wat ons nou hier gaan doen, onthou met eksponente, dit is useless as jy nie dieselfde grondtal het nie. Okay, so vir hierdie enetjie gaan sit ons 'n 3 tot die mag x. Eerste ding wat ek hier gaan doen is ek gaan shift fact. My 9 shift fact kry ek 'n 2 en my 3 as ek hom uit my wortel haal, is dit mos 'n 1 op 'n 2. So dis 'n 3 tot die mag 1 op 2. Dan het ek ook in graad 8 geleer wat vir my sê, right, ek maal my grondtalle met mekaar, daarom plus ek my eksponente. Dan kry ek 'n 3 tot die mag 2 plus 'n half, gee vir my 5 op 2.
Okay. En dan al wat ons dan gaan doen, strek hom dood en dan sê ons, okay, so x is gelyk aan 5 op 2. Nou by nommer 7. Hier raak dit 'n bietjie interessanter. Okay, kyk gou wat hier gebeur. Ek sien 'n plus en minus, dadelik dink ek wil dit gaan opbreek. Ek het 2 maniere om hierdie te doen. Ek gaan al 2 metodes vir julle wys. Mens kan hierdie doen met die K-metode. Ek is nie 'n baie groot fan daarvan om dit te doen volgens die K-metode spesifiek met eksponensiële vergelykings nie, want die metode wat ek vir jou nou gaan wys, is baie vinniger as die K-metode. So, ons gaan na die K-metode ook doen, dat julle kan sien. So wat gebeur is, ek het 'n 5 tot die mag x minus 24, omdat jy sien plus en minus, dadelik breek ek op. Dan het dit 'n 5 tot die mag 2, maar met 'n 5 tot die mag minus x, dis waar ek dit gaan opbreek het. Okay, kyk wat gebeur nou. Ek hou nie regtig van daai met 'n negatiewe eksponent nie, okay? So wat ons gaan doen is hierdie 5 tot die mag minus x, gaan sit ek aan die onderkant, dan word dit 'n 5 tot die mag x. Dit is mos wanneer iets van die bo die lyn na onder of van onder die lyn boontoe gaan, verander die teken. Nou wat ek sien is, ek sit nou hier met 'n vergelyking, 'n eksponensiële vergelyking, maar met 'n breek. So ek het 'n breuke vergelyking. Die eerste ding wat jy doen met 'n breuke vergelyking is jy maal regdeur met jou KGV. Wanneer ek hom gaan maal, ek gaan maal om daai kant. Dit sê vir my 5 tot die mag x maal met 5 tot die mag x, gee vir my 5 tot die mag x, onthou my grondtal is dieselfde, so x plus x, gee vir my 5 tot die mag 2x. My 24 moet ook gaan maal met 'n 5 tot die mag x, en 5 tot die mag 2 is 25. Onthou net, tegnies het hulle hierdie kant ook gaan maal met 'n 5 tot die mag x, maar hy het gaan uitkanseleer. Dis hoekom ek nie hier ook nog 'n 5 tot die mag x gaan neerskryf nie. Alright, nou wat ek gaan doen, jy moet sommer hier dadelik hier raak sien. Ek sien plus en minusse, so dadelik dink ek, okay, ons dink aan faktorisering. Ek het nie 'n baie obvious algemene faktor nie. Ja, sure, ek kan 5 tot die mag x gaan uithaal, maar die probleem is, dan gaan ek nog steeds met 'n 5 tot die mag x sit. So wanneer hierdie gebeur, as dit byvoorbeeld iets was soos dit, dan is daar 'n baie duidelike algemene faktor wat ek nie in my calculator kan incheck nie. In hierdie geval is dit nie wat gebeur nie. So wat jy dan gaan doen, is dan gaan dink jy aan my 3 term, okay? So my 3 term sê vir my, ek soek 'n 0 aan die een kant van die is gelyk aan. Onthou nou met die algemene faktor, met die gemeene faktor het ek 'n getal aan die een kant van die is gelyk aan gesoek. Met jou eksponensiële vergelykings, wanneer daar 'n 3 term is, soek ek 'n 0 aan die een kant van die is gelyk aan. Okay. So wat my metode is baie vinniger, is om te gaan sê, okay, ek weet dit gaan 'n 3 term wees, ek sien ek het nie 'n algemene faktor hierso nie. Nou wat jy gaan doen, en jy kyk eers altyd of is hy in die regte volgorde. Ons praat die regte volgorde is dalende magte van x. Dit sê vir my, ek het 'n 5 tot die mag 2x, dan het ek 'n 5 tot die mag x, en hierdie een is tegnies 5 tot die mag 0x. Dis eintlik wat daar staan. Okay. Wanneer hy in sy regte volgorde is, gaan maak jy jou 2 hakies, en wat jy gaan doen, jy gaan sit hierdie ouetjie, dis my golden nugget. Die ding wat jy eintlik aan k sal gelykstel, né? Dit is eintlik die enetjie wat ek aan die begin van al my hakies gaan sit. So ek skakel die K-metode heeltemal uit. So ek gaan sit daai 5 tot die mag x daar en my 5 tot die mag x. Onthou om dit altyd te toets. 5 tot die mag x maal met 5 tot die mag x, dit gee wel vir my 5 tot die mag x plus x en dit is 5 tot die mag 2x. Nou wat jy doen, jy gaan vat die faktore van 25 wat vir my plus en minus om by 24 uit te kom, dis die 25 en die 1, en dan sê my rympie, die tekens verskil, die grootste een kry die minus, so daai ene kry die minus, as jy nie seker is wat ek nou gedoen het nie, gaan kyk jy graad 10 video oor faktorisering weer. Nou wat dit vir my sê is, ek het 2 goed wat maal, en my antwoord is 0. Dit sê vir my, daai een is gelyk aan 0, of daai een is gelyk aan 0. Right, so dit sê vir my, ek kan gaan sê 5x minus 25 is gelyk aan 0, en daarom kry ek om te sê 5x is gelyk aan 25. Aan die ander kant kan ek gaan sê 5x plus 1 is gelyk aan 0, vat hom oor, dan kry ek 'n 5x is gelyk aan 'n minus 1. Okay. Om hom dan nou te gaan oplos, aan hierdie kant, my 25, kan ek gaan shift fact,
Ek kry hom as 'n 5 tot die mag 2, ek trek dit dood en dan kry ek hom x is gelyk aan 2. Aan hierdie kant, maak nie saak wat jy gaan insit vir daai minus nie, of vir daai x nie. Jy gaan nooit my grondtal kan verander van 'n positiewe 5 na 'n negatiewe getal nie. So in hierdie geval, dan gaan sê jy geen oplossing. OK. Indien hierdie, byvoorbeeld, kom ons skryf hom met 'n ander kleur, laat julle sien, sê nou maar, hierdie het gesê 5 tot die mag x, en ons gaan sulke voorbeelde doen, is gelyk aan 1. Hulle love it as hulle vir jou 1 gee, want onthou, eksponente is useless as my grondtalle nie dieselfde is nie. Maar wat ek kan doen spesifiek met die 1, is ek kan hom enige getal gaan maak wat ek wil. Want enigiets tot die mag 0 is 1. So dan kan ek gaan sê, my waarde vir x is 0. OK, maar die feit dat dit 'n minus is, kan jy niks gaan doen nie. Geen eksponent wat ek daar gaan insit, gaan my grondtal van 'n positief na 'n negatief gaan verander nie. OK, kom ek wys gou vir julle op die tweede manier hoe ons hom doen, wanneer jy hom op die K-metode doen. Met die K-metode, presies dieselfde, ek sal hom altyd eers net, ek sien plus en minus, dan sal ek hom eers gaan opbreek. Presies wat ons nou gedoen het. En dan hierdie minus x gaan sit ek aan die onderkant van die lyn, 'n 5 tot die mag x, presies dieselfde as nou, en gaan maal regdeur met jou KGV. So dan kry jy weer 'n 5 tot die mag 2x minus 24, maal met 'n 5 tot die mag x is gelyk aan 25. OK. As jy bang is om dit te doen, jy kon hom hier ook al as my K gaan stel het. Wat ek met my K-metode vir julle sê is, wanneer jy iets weird sien, en julle sien hom op meer as een plek, dis 'n veilige metode om te weet, OK, nou kan ek my K-metode gebruik. So wat ek hierso gaan doen, is ek gaan sê, kom ons sê K is 5 tot die mag x. So wat my vergelykingkie dan nou sê, is K minus 24 is gelyk aan 5 kwadraat, wat mos nou 25 is, boop K. Al wat ek daar gaan doen het, oral waar daar 'n 5 tot die mag x is, het ek hom net gaan vervang met 'n K. OK, dit is bietjie makliker om met hom te werk, want K maal met K gee vir my 'n K kwadraat, minus 24K, en dit is gelyk aan 25. Ek gaan my 25 so lank oorvat, sodat ek 'n 0 het, want ek sien 'n 3 term. So dan kom ons by gewone faktorisering uit, ek maak my 2 hakkies is gelyk aan 0, ek sit 'n K aan die begin van elke hakkie, die faktore van 25, wat plus en minus om vir my 24 te gee, is 25 en 1. As jy nie gemaklik is met hierdie nie, stuur my 'n boodskap, dat jy die pakkies kan kry oor faktorisering, of gaan kyk op die video's oor graad 10, graad 9 en graad 10 faktorisering. Dan sê my rympie, die tekens verskil, die grootste een kry 'n minus, presies dieselfde as nou. Maar sien julle, hierdie is baie langer. Nou wat jy gaan kry is om te sê, wel, K is gelyk aan 25, of K is gelyk aan minus 1. Maar hulle worry nie oor wat's K nie, hulle sê vir jou los op vir X. So dan moet ek, dit wat ek vir K geskryf het daar, dan moet ek hom net weer gaan terugstel. Ons weet K is nou 5 tot die mag X, so wat ek doen, in plaas van K, gaan sit ek net weer 'n 5 tot die mag X, en dan kry ek my X weer as 'n 2, of ek kan gaan sê 5 tot die mag X is gelyk aan minus 1, en dieselfde as nou, dan weet ons weer, daar is weer geen oplossing. OK, en dis hoe ons hierdie gaan doen. Right, volgende enetjie, ek love it as hulle vir julle 'n 1 gee, want julle behoort dan nou te weet wat om te doen. Onthou, eksponente is useless as my grondtalle nie dieselfde is nie. Hulle vra nie hier vir my los op vir K nie, ek worry nie wat K is nie, ek worry oor X. So dit sê vir my, ek soek my grondtalle dieselfde, en onthou, 'n 1 kan jy enige iets verander, solank as wat jy hom tot die mag 0 maak, want enige iets tot die mag 0 is 'n 1. Ek trek hom dood, en dan sê my vergelyking, 8x minus 4 is gelyk aan 0, ek kry 8x is gelyk aan 4, en dan kry ek my x as 4 op 8, en dit is 1 op 2. OK, dit was 'n lekker een. Right, nommer 9. Hier sien ek weer goedjies wat plus en minus, dadelik dink ek, OK, wel, ek gaan iets moet opbreek.
Maar ek kan nog nie regtig te veel opbreek nie, want my eksponente en my grondtalle, my grondtalle is nog nie dieselfde nie. So wat ek eers gaan doen, waar jy kan met die eksponente, sal ek gaan shift fact. My 4 kan ek gaan shift fact, dan kry ek hom as 'n pragtige 2 tot die mag 2x. Ek sien sommer 'n daai getalletjie. Right, ek gaan hom oorvat, dan word dit 'n minus 6 maal met 'n 2 tot die mag x minus 16. Die rede hoekom ek hom oorvat is want ek ken my leerwerk. Ek sien hierdie gaan 'n 3 term wees want dit is dalende magte van x. Dis nie 'n baie obvious algemene faktor soos wat dit nou soos daai baie obvious algemene faktor, dan sal ek my 16 oorgevat het. Vir 'n gemene faktor soek ek 'n getal aan die een kant van die is gelyk aan. Nou het ek 'n 2, nou dink ek 'n pragtige 3 term. Jy kan hierdie nou weer gaan doen met die K-metode of op my shortcut. Ek gaan hom op my shortcut doen, is vir my baie vinniger om dit te doen. Al wat ek gaan doen is ek maak seker hy's in die regte volgorde. Ek het my volgorde, dis great. Dan wat jy gaan doen is dis die ouetjie wat ek in die begin van elke hakie gaan skryf. So 2 tot die mag x en 'n 2 tot die mag x. As jy wil hê ek moet hierdie vraag vir jou in 'n K-metode ook doen, drop vir my 'n comment hierso of gaan op die website en stuur vir my 'n e-mail dat ek weet ek moet vir julle so 'n video ook maak. Okay. Dan vat ek die faktore van 16 wat plus en minus om 6 te gee. Dis 'n 8 en 'n 2. Die tekens verskil, die grootste een kry die minus. Boom. Nou het ek weer 'n vergelyking wat vir my sê 2 tot die mag x is gelyk aan 8 of 'n 2 tot die mag x is gelyk aan minus 2. Okay. En dan al wat ons gaan doen, dit sê vir my 8 kan ek gaan shift fact, hy word 'n 2 tot die mag 3, ek kan hom doodtrek en dan kry ek my eerste antwoord, x is gelyk aan 3. Okay. Die volgende enetjie, wat ek hier gaan doen is, ek gaan sê geen oplossing, want geen eksponent, maak nie saak wat ek daai eksponent maak nie, niks gaan maak laat my grondtaal, sodat hy, maak nie saak of hy 'n minus 1, 'n 0, of 'n 5, of 'n 2, of 'n enige getal, niks gaan maak laat my grondtaal van positief ewe skielik na negatief verander nie, daarom is daar geen oplossing nie. Okay, so wanneer ons kom by voorbeeld nommer 10, daar is 2 metodes, of 10 en meer metodes, ek gaan dit nie nou met die K-metode doen nie, as jy wil hê ek moet hom vir jou doen met die volgens die K-metode ook, drop vir my 'n comment, dan doen ek vir julle dit met liefde, maar ek hou daarvan om op die vinnigste manier by die regte antwoord uit te kom. So ek sien hier plusse en minusse, so dadelik dink ek wil goed gaan opbreek. So my 2 tot die mag x chill net daar uit, ek staan met 'n plus 5, my 3 chill daar uit, my 2 tot die mag 1 chill daar uit, maal met 'n 2 tot die mag minus x. Okay, so dit sal my eerste stap wees om dit te gaan opbreek. Dan wat ek sien, ek hou nie van daai negatiewe eksponent nie. So ek gaan skryf hom dan aan die onderkant. Ek sê 2 tot die mag x plus 5 is gelyk aan 3 maal met 2, en ek sit dit bo-op 'n 2 tot die mag x, onthou hulle maal, so jy kan selfs daai streepie langer maak. En my eksponent, hy gaan van bo die lyn na onder die lyn, daarom word hy 'n positief. Hier is nou byvoorbeeld waar jy dalk die K-metode sou kon gebruik om te sê, right, kom ons gaan maak k 'n 2 tot die mag x. Dis baie dieselfde soos die vorige voorbeelde. Okay, wat ons gaan doen, ek gaan nie K-metode gebruik nie, ek gaan sê, ek maal regdeur met my KGV. Ek het 'n 2 tot die mag x maal met 'n 2 tot die mag x, dit gee vir my 'n 2 tot die mag 2x, plus 'n 5 maal met 'n 2 tot die mag x, en 3 maal met daai 2 gee vir my 'n 6. Alright, weer eens, ek sien ons werk hier met dalende magte van x, en nie die obvious gemene faktor net nie. So wat ek gaan doen, dit sê vir my, ek soek nou 'n 0 aan die een kant van die is gelyk aan. En net 'n vinnige tip, moet asseblief nie gaan sê daai is 10 tot die mag x nie. Nou, sodra daar 'n eksponent betrokke is en my grondtalle is nie dieselfde nie, is dit useless vir my. So nou wat jy gaan doen, hy is nou 'n bietjie interessanter. Ek gaan maak my 2 hakies. En ek gaan sê, right, ek weet dis die ouetjie wat ek in die begin van elke hakie wil hê. En dan gaan toets jy altyd, is 2 tot die mag x, maal met 2 tot die mag x, 2 tot die mag 2x,
Great, dan weet ons is reg. Right, nou wat jy gaan doen, wanneer jy by die faktore kom by van 6, ek het 'n 1 en 'n 6 en 'n 2 en 'n 3. Okay? Daar's 2 maniere om by 5 te kom. Ek kan gaan sê 2 en 3, gee vir my 'n 5, en 'n 1 en 'n 6 gee ook vir my 'n 5. Dis baie spesifiek met 'n faktoriseringssommetjie van 'n 3 term wat 'n 5 en 'n 6 het. Wat jy net moet mooi gaan kyk wat se een om te gebruik. Okay? My rympie sê vir my die tekens verskil. Die grootste een kry 'n plus. Dit sê vir my tekens moet verskil, so hulle gaan van mekaar moet minus. Ek kan nie 2 en 3 minus om by 'n 5 uit te kom nie, maar ek kan 'n 1 en 'n 6 minus om by 'n 5 uit te kom. So ek het 'n 6 en 'n 1. My rympie sê my tekens verskil, die grootste een kry 'n plus. En daar is my hakies. Okay, so nou wat ons gaan doen, dan kry ek 'n 2 tot die mag x is gelyk aan minus 6. Hier gaan sê jy weer geen oplossing, want maak nie saak wat jy daai eksponent maak nie, hy gaan nie die grondtaal van 'n positief na 'n negatief toe kan verander nie. En dan die volgende enetjie sê vir my, dan sê hy of 2 tot die mag x is gelyk aan 1. Onthou ons love 1, want ek kan hom gaan skryf as 'n 2 tot die mag 0. En dan kry ek my antwoord vir x as 0. En dis hoe ons hierdie doen. Dan kom ons by voorbeeld nommer 11. Ek's mal oor hierdie enetjie, want hy lyk so complicated, maar dis eintlik 'n verskriklike maklike som. Hou net by jou reëls. My reëls sê vir my, ek werk met 'n eksponensiële uitdrukking. Ek kan sien my grondtalle is ten minste dieselfde, so dit help al klaar. En ek sien plusse en minusse tussen. So dadelik dink ek, kom ons gaan breek dit net gou eers op, en dan kyk ek waarmee ek werk. So my 4 gaan ek net daar laat uitchill, my 3 tot die mag x chill daar uit. Hierheen gaan ek opbreek as 'n 3 tot die mag x maal met 'n 3 tot die mag minus 2. My 3 tot die mag x chill daar uit, en dan sê dit net vir my 44 op 3. Kom ons kyk eers waarmee ons werk. Onthou, die eerste ding van faktorisering waarvoor jy altyd kyk, is vir my gemeene faktor. Kyk hoe mooi is dit. Voordat ek 'n gemeene faktor het, sê dit vir my ek soek 'n getal aan die een kant van die is gelyk aan. So wat ek gaan doen, ek gaan haal my 3 tot die mag x uit. Dan wat oorbly is 'n 4 minus 'n 3 tot die mag minus 2 plus 1. Moenie van daai plus 1 vergeet nie, jy haal hom uit asseblief, dis baie belangrik. En dit alles bo op 44 op 3. Nou het ons nog 'n 3 tot die mag x. Ek het 'n 4 minus 1 op 9 plus 1 is 44 op 3. Nou chak jy dit net in jou calculator in. Wanneer ek hierdie in my calculator inchak, kry ek 'n 44 op 9. Dit is in die opsommings vir julle stap vir stap gegee. Ek kry 44 op 9. Nou tik ek net in my calculator in 44 op 3 gedeel deur die 44 op 9 of 44 op 3 bo op die 44 op 9. En al wat ek dan kry is 'n 3 tot die mag x is gelyk aan 3. En dan weet ons mos daar's 'n magic 1, so daarom kan ek sê my antwoord vir x is gelyk aan 1. Okay. Dan, laaste enetjie. Hier is byvoorbeeld hoekom ek van my metode meer hou as van die K-metode. In die opsommings het ek dit vir julle volgens die K-metode ook gedoen. Hy's aansienlik langer, alright? My metode is baie vinniger. So, jy kan in die pakkies gaan kyk, daar het ek dit vir julle, soos ek sê, is volgens die K-metode stap vir stap gedoen. As jy graag wil hê ek moet vir julle 'n video oor die K-metode ook maak vir hierdie voorbeeld, drop vir my 'n comment en dan maak ek 'n K-metode en ek sal hom stuur. Okay, so wat ons hier gaan doen, is ek gaan kyk net eers, is daar iets wat ek kan opbreek? Daar's nie regtig iets om op te breek nie. Okay, ek sien wel grondtalle wat plus en minus, en nou sien ek iets interessant. Jy gaan kyk altyd eers vir 'n algemene faktor. Ek het nie 'n obvious algemene faktor nie. As hier gestaan het 1 op 3, yes, dan sal ek definitief my 24 gaan oorvat het, en my algemene faktor sou x tot die mag 1 op 3 gewees het. Nie die geval is dit nie wat daar staan nie. Nou gaan kyk ek vir 'n 3 term. Vir my 3 term, ek gaan maak 2 hakies, en dit sê vir my ek werk met dalende magte van x. Dalende magte van x, so hier is die eksponent, dis my dalende magte. Stem julle saam met my, as ons gaan sê 2 op 3 is mos nou groter as 1 op 3. En tegnies staan hier x tot die mag
0 of 0 op 3. Okay, so my manier, my shortcut, sê vir my, ek vat daai ouetjie en ek sit hom in die begin van elke hakie. Dit is byvoorbeeld die ou wat jy sou gelyk stel aan K. Jy sou gesê het K is x tot die mag 1 op 3. Julle kan in die opsommings gaan kyk waar ek dit vir julle stap vir stap gedoen het. Okay. En nou gaan toets jy net. X tot die mag 1 op 3 maal met x tot die mag 1 op 3 gee vir my x tot die mag 1 op 3 plus 1 op 3 en dit gee vir my x tot die mag 2 op 3 en dit is waar ek wil kom, so dan weet ek is reg. Okay. En nou die res is lekker easy. Ek vat die faktore van 24 wat plus en minus om vir my 'n 5 te gee. Ek kry 'n 8 en 'n 3. My tekens verskil, die grootste ene kry 'n minus. En nou gaan werk ons om net laastens uit. Ek het 'n x tot die mag 1 op 3 is gelyk aan 'n 8. Ek gaan my 8 so lank shift fact as 'n 2 tot die mag 3. Of aan hierdie kant kry ek 'n x tot die mag 1 op 3 is gelyk aan 'n minus 3. Okay. En nou al wat ek gaan doen is, ek wil nou sê, my antwoord moet sê x is gelyk aan something. So wat jy doen is, ek gaan maal hom tot die mag sy resiprook. En wat ek links doen, moet ek regs doen. So aan hierdie ekant kry ek x is gelyk aan, want hy kanselleer mos uit, is gelyk aan 2 tot die mag 9. Okay. En aan die ander kant kry ek of x en ek sit hom weer tot die mag 3 op 1 en wat ek links doen, moet ek regs doen en dan sê ek of x is gelyk aan minus 27. Alright, en dis hoe ons daai gedeeltetjie doen.